Goeiedag gemeente, ek vertrou julle het 'n geseënde begin in 2026 gehad en dat hierdie nuwe jaar reeds vir jou vrede, hoop, liefde en genade aangebring het. Vandag wys ons vir julle 'n heruitsending van een van ons geliefde dienste, 'n boodskap wat steeds relevant is, steeds opbou en ek glo dit gaan jou hart weer diep aanraak. Maar ek wil ook vir jou sê, moet asseblief die volgende 2 weke nie mis nie. Vanaf volgende Sondagoggend en die aand begin ons 'n splinternuwe dinamiese reeks, karakters in die Bybel, 4 spesiale dienste. Ons gaan saam kyk na 4 unieke Bybelkarakters, wie hulle was, wat God deur hulle gedoen het en wat ons vandag nog uit hulle lewens kan leer. Dit gaan kragtig wees, dit gaan prakties wees en dit gaan jou geloofslewe versterk in die Here. Maar sit terug, ontspan en geniet hierdie heruitsending. Mag die Here jou hart versterk, jou gedagtes verlig en jou geloof opbou in Jesus ons Here. Seën vir jou en geniet wat nou gaan volg. Ek is so dankbaar dat jy is, want ek wil met jou praat oor jou Vader, jou hemelse Vader. Uit ons teks uit in Jakobus, soos julle weet, ons volg mos 'n reeks Sondae-aande in die boek Jakobus, en ek wil met jou praat oor vers 13, want ons het gevorder tot en met vers 12, en vanaand neem ons vers 13 in oënskou. Vers 13 sê, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. As jy ly, bid. As jy vol blydskap is en jy is opgeruimd, sing, psalm sing. Vader, dankie vir hierdie woord en dat U dit in ons hart sal bevestig vanaand in Jesus naam. So, Jakobus praat oor die plek van gebed in die kind van die Here se lewe. Wanneer hy sê, as iemand ly, laat jy dan bid. En as jy opgeruimd is, sing dan, psalm sing, tot eer van die Here. En ek wil met jou praat oor die plek van gebed. Bid ons net wanneer ons ly? Want ons teks sê, as iemand ly, laat hom bid. As dit met jou moeilik gaan, as jy swaar kry, as jy onder druk verkeer. Nou wanneer bid 'n mens? Bid jy net wanneer jy ly? Waarom bid 'n mens? As God dan alles weet, hoekom het ek nodig om te bid? Waarvoor bid ek? As hy weet alles wat ek nodig het, hoekom moet ek dan bid? En wat leer Jakobus ons? Ek kan vra, wat leer Jesus my? En hy praat later van Elia, kan ek sê, wat Elia my leer? En ek kan selfs vra, wat leer die Bybel oor hierdie dinge? Want jy sien, dit is interessant, dat die disippels nog nooit vir die Here gevra, leer ons om te preek nie. Nêrens in die Bybel. Maar het gesê, Here, leer ons bid. Dis baie aangrypend. Daar's geen teks in die Bybel wat sê, Here, leer ons om te preek. Hoe moet ek preek? Dit staan nie in die Bybel. Moet die Here hulle leer om te preek nie, maar hulle vra, Here, leer ons bid. En natuurlik uit dit voortspruit en kom ons toe die Onse Vader, né? Toe hulle van vra, Here, leer ons bid, toe sê hy, so moet julle bid. Onse Vader, en julle ken mos nou die Onse Vader. En ek bedoel, ons is mos nou al verby Jakobus 4, vers 2, wat sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Wat is nogal interessant? Is daar dinge in my en jou lewe wat ontbreek vandag, want ek het nooit daaroor gebid nie? Is dit moontlik, dat ek kon dinge gehaat het, en dinge kon anders wees, of in plek gewees het, as ek maar net gebid het. Hy sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie.
is dit moontlik dat ek baie seëninge in die lewe nooit ontvang, want ek het nooit daaroor gebid nie. Verstaan nie wat ek vra? Dit gaan mos oor die plek van gebed, die rol van gebed in my lewe. Is daar dinge wat nooit sal gebeur in my lewe, wat kon gebeur het, sou gebeur het, as ek gebid het, maar ek het net nog nooit daaroor gebid nie. Het was net nie vir my belangrik om daaroor te bid nie. Want hy sê dan, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Nou, wat is die basis dan van gebed? Hoekom praat ek daaroor? Wat is die basis van gebed? Is dit nie dat dit maar net doeteenvoudig 'n gesprek is met God? Want wat is gebed anders as dit? Ek praat nou nie forme oor gebed nie. Daar's baie forme van gebed, maar ek praat van gebed as sulks. Is dit nie dat iemand wat bid praat met God? Of roep tot God? Kan God ook aanbid? Ek bedoel, is dit nie immers waaroor gebed handel nie, is ek kommunikeer met God, my Vader. Dus kom ek sê, ek wil met jou praat oor ons Vader en my gesprek met hom, wat ons kan noem gebed. Want dit is mos maar niks anders as dit. As ek gaan sit om met God te praat, soms in my studeerkamer, ek het 'n stoel daar, en soms dan gaan sit ek net op my stoel en ek praat met die Here. Ander kere, dan daar's 'n bankie waar ek kan kniel in my gebedskamer, dan kniel ek en ek bid. En soms sit ek net by my lesenaar in my studeerkamer en dan praat ek daar met die Here. Ek kan sit, ek kan kniel, ek kan staan. Die dinge waaroor ek bid, die dinge wat ek moet weet voordat ek bid, is nogal vir my belangrik. Maar een van die dinge wat ek weet, wat 'n mens behoort te weet as jy wil bid, is dat God gee vir my werklik om. As ek nie geglo het dat God vir my omgee, dan kom sal ek bid. Dan mors ek my tyd. Waarom sal ek probeer om met God te praat as ek nie weet dat hy vir my omgee nie? So, dit gaan toe eintlik oor 'n verhouding. Ek weet wie hy is, want ek het dit in die woord ontdek. Ek weet wat sy karakter is. Ek weet dat hy onveranderlik is. Ek weet dat hy goed is. Ek weet dat hy regverdig is. Ek weet dat hy heilig is. Ek weet dat hy alomteenwoordig is. Ek weet dat hy almagtig is. Ek weet dat hy alwetend is. Ek weet dat hy die Vermeerder en die Skepper God is. Ek weet dat hy El Shaddai is. Ek weet dat hy El Olam, El Elyon. Ek weet hy is die allerhoogste God. Ek weet hy is die waaragtige. Ek weet hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ek weet hy is die Here. Ek weet hy is Jahwe. Ek weet wie hy is. En ek weet dat hy vir my omgee. Want omrede sy onfeilbare beloftes en sy liefde, dan kan ek mos met alles in my lewe wat in my hart is, kan ek mos na God toe gaan. As ek weet dat sy liefde is onvoorwaardelik en hy is nie 'n aannemer van persoon nie, hy trek nie mense voor nie. Hy behandel almal dieselfde. Dan weet ek mos, ek kan mos alles in my hart, in my lewe, kan ek mos na die Here toe bring, net sekere dinge nie. Ek kan alles na hom toe bring. Die goed wat my hinder, wat my pla en wat my bekommer ook. Want staan daar dan nie in 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. So, ek kan mos met alles wat my hinder, wat my bekommer, kan ek mos met hom gaan praat oor dit. Inteendeel, hy nooi my om dit te doen. So, die een ding wat ek weet, hy gee vir my om. Die ander ding wat ek weet, dat ek kan met vrymoedigheid bid. En as ek sê met vrymoedigheid, Engels het boldness, is omdat ek is in 'n baie unieke posisie voor God.
Baie uniek. My posisie is, ek is in Christus sy seun. So, omdat ek in sy seun in Christus is, kan ek met die grootste vrymoedigheid in die naam van sy seun naam toe kom. Dit is nie in my naam nie. Dit is nie in my goeie werke of gebrek aan goeie werke, slegte of goeie dinge nie. Weens my posisie in sy seun, wat ek geplaas is, kan ek in die naam van sy seun naam toe kom. Ek bedoel, Efesiërs 3 is mos kosbaar, wanneer ek lees in vers 11 en in vers 12, waar daar staan, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, so God het 'n ewige voorneme oor ons almal. Dis geweldig, dis groot, 'n ewige voorneme, in wie ons die vrymoedigheid het met toegang, met die vertroue, deur die geloof in hom. En soos Hebreërs 10 sê, dat ons deur die bloed vrymoedigheid het om in die allerheiligste in te gaan, of soos Hebreërs 4 sê vir ons, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So, omdat ek dit weet, omdat ek die skrifte verstaan, kan ek en jy mos met vrymoedigheid, want ons verstaan dit mos, kan ek na God toe gaan. Dit is nie net dat ek weet hy vir my omgee, omdat hy liefdevolle God en Vader is, en dat ek in 'n unieke posisie in sy seun is, dat ek met vrymoedigheid mag en kan kom nie, maar ook dat hy hoor wanneer ek bid. Of dit nou ja of nee is, hy luister. Want Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 12, dat hy weet, en hy het in sy lewe ontdek, sê die apostel Petrus, want die oë van die Here is op die regverdige. So as ek in Christus is ek 'n regverdige. En hy sê, die oë van die Here is op die regverdige en sy ore tot hulle hulp geroep. So al dink jy, maar ek bid al hoe lank oor 'n ding en die Here antwoord nie. Moet ek en jy verstaan, omdat hy omgee, omdat ek kan kom, kan ek aanhou kom en nie ophou nie. Want die Bybel sê, bid en vir jou sal gegee word. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. En wat aangrypend is, dat dit is in die voortdurende tyd, wat eintlik beteken voortdurend bevelend. Hou aan bid, hou aan klop, hou aan soek. Moenie ophou nie. Of dit nou 'n jaar is, of nou 10 jaar is, of nou 15 jaar is, jy hou aan, jy los dit nie. Jy bly bid. Ek weet van iemand wat vir bykans 60 jaar vir sy vriend gebid het, en hy is dood, en sy vriend het nooit sy hart vir die Here gegee nie. Maar 3 jaar na sy dood, toe kom sy vriend tot bekering, op sy ou dag, voordat hy sterf. So die Here het na sy dood, sy gebede beantwoord. Maar hy het dit beantwoord. Wat jy sien, want Jakobus sê hier vir ons in vers 13, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is daar iemand wat opgeruimd is, laat hom dan sing, laat hom psalm sing. So die plek van gebed in ons lewe voor ons Vader, gebed is belangrik. Ek sê dit nie net omdat ek dit vir jou moet sê nie. Ek wil dit vir jou sê, want die Bybel leer vir my, gebed het 'n belangrike plek in die gelowige se lewe. Ek lees vir jou in Kolossense 4 vers 2 en 3. Volhard in die gebed. Moenie ophou bid nie. Waak daarin met danksegginge. Jy vra nie net nie, jy sê ook dankie. Volhard om te bid en waak in dit met danksegging. En bid ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek. Wow. In ander woorde, om geleenthede te hê vir bediening, om die evangelie uit te dra, bid vir ons dat die woord
sal geleentheid kry dat die Here deure oopsluit. Dat deure geopen word vir die woord. Dat ek kan spreek van die verborgenhede van Christus. So, God plaas 'n hoë premie op die prioriteit van gebed. Hy wil hê dat ons moet na hom toe kom. Hy wil hê dat ons moet bid en vra. Soos Paulus sê, hy vra gebed vir hom om te kan preek by plekke waar die woord nog nie uit is nie, dat die Here deure oopmaak om die evangelie by die plekke uit te kry. Ek het vanaand in my kantoor daarbo net geweeg gaan kyk na Dr. Ken Anderson, wat ons kom toespreek by die Africa Council verlede jaar, net om gou te kyk wat is sy verslag, en hy sê baie duidelik, hy werk met die UPG's, Unreached People Groups, en hy sê daar's 3600 groepe op aarde wat nog nooit bereik is nie, waar daar nie een bekeerling is nie, van alle groepe van mense, daai etniese groepe, 3600, sonder een bekeerling onder enige van hulle. En Paulus sê, bid, dat die deur kan oopgaan, dat ek ook by hulle, by die woord moet hoor, by hulle kan uitkom. So gebed is belangrik. Hy sê, volhard daarin, bid ernstig. Want dit is so, as jy 'n gebedslewe het, dan bring dit jou nader aan God. Want hy het vir ons gesê in Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. So, wie van julle sal graag naby aan God wil wees? Maar die Bybel sê dan, jy moet tot hom nader. Nader jy tot God. En hy sal na jou toe kom. As jy na hom vra, sal jy hom vind. As jy hom soek, sal jy hom kry. Die Bybel sê, nader tot God, en God sal tot jou nader kom. Maak ek en jy tyd om nader aan God te kom. Ek wil nie dat skuldig voel nie. Dis nie my doelwit om vanaand vir vra, hoe lank bid, wanneer bid jy? Dit niks te doen met hoe lank ek bid en watter tyd van die dag ek bid. Dit is irrelevant. Dit is nie deel van my gedagte en boodskap met jou. Ek praat nie daaroor nie. Ek praat net oor gebed. Wanneer jy bid. Bid jy en as jy bid, moet jy weet, dat is 'n aksie van jou kant af om na God toe te gaan. En dit is verseker 'n baie kragtige ding om te doen. Want die Here hoor nie net nie, die Here doen ook iets daaraan. Want hoekom sê hy in Matteus hoofstuk 7 vers 7 en 8, bid en vir jou sal gegee word. Beteken dit jy het nie wat jy nooit daaroor gebid nie? Ek vra maar net. Hy sê soek en jy sal vind. Het jy nie gesoek nie, dis kom jy nie gekry het nie. Hy sê klop en vir jou sal oopgemaak word. En onthou, dis in die voortdurende bevelende tyd. Hou aan soek, hou aan klop, hou aan vra. Of soos wat hy net, en ek kan nie veel daaroor sê nie, maar ek sal by 'n ander geleentheid doen, so wat hy verder in Jakobus 5 sê, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het gebid, dit moes nie reën nie. Hy het nie vir reën gebid, hy het die reën weggebid. En hy was nogal baie suksesvol, die reën was 3,5 jaar weg. So ek weet van 'n ou wat die reën weggebid het. En die dag toe hy weer bid, toe kom die reën terug, na 3,5 jaar. En Jakobus sê, maar hy's net soos ek en jy. Hy's 'n mens soos ons. Maar hy het 'n verhouding met God gehad. As hy bid, het die Here na hom geluister. Ek bedoel, ek dink die ou wat ek moet net uit sê oor Moses, maar Moses nou daar gelaat. Ek dink dat 'n man wat die mees, die Engelse woord is bold, met vrymoedigheid, gebed gebid het wat ooit geleef het, uitgesluit Moses nou, ons praat nou nie van die Here Jesus nie, moes 'n man gewees met die naam van Joshua, volgens my. Ek bedoel, hulle veg om Kanaan in te neem, en hulle maak konings dood galore,
Ek bedoel, hulle maak die vyand dood, hulle is besig om die hele land oor te neem, en die son sak. En hy besef, as dit donker is, kan hy nie veg nie. En hy sê, son, staan stil. En maan in die dal van Ayalon. En die Bybel sê, vir amper 'n volle dag, 24 uur amper. Het die son nie gesak nie en die maan nie, alles het tot stilstand gekom, totdat Israel hom gewreek het op al sy vyande. Omdat 'n man, hy het nie gebid nie, hy het nie vir die Here gesê, Here, jy moet ons help, dit raak donker. Hy het gesê, son, en jy kan maar gaan kyk in jou Bybel, daar staan, daar was 'n dag soos hierdie een voor hom, en daar is nie 'n dag daarna, dat God in die hemel na 'n mens se stem geluister het, soos daai man se stem daai dag. Hy spreek dit voor die ore van die leiers van sy volk, en daar kom alles tot stilstand. Hizkia, hy bid, draai sy gesig na die muur, en hy sê, Here, Jesaja die profeet sê, ek gaan sterf. Ek is nie reg om te sterf nie, Here, asseblief, asseblief. Here, net nie nou nie. Here, dit is nie, ek voel is nie my tyd nie. En hy roep tot die Here. Want Hizkia kom in die profeet, hy sê, gee bevel in jou huis, jy gaan sterf. Hy sê, praat met jou familie, groet hulle. En toe hy daar weg is, hy sê, draai gesig, en hy sê, Here, Here, asseblief. En die Here sê, vir Jesaja nog voor hy by die voorhof uit is, hy sê, gaan terug, sê vir hom, ek het jou trane gesien, ek het jou gebed gehoor, ek voeg 15 jaar by jou lewe. Ek bedoel, is wonderlik om dit te hoor, maar is sad om te hoor, is net 15 jaar, right? En ek bedoel, as jy dit weet, en jy het 'n aantekening wat jy maak elke jaar, 1 jaar, 2 jaar, ek leef 15 jaar, 14 jaar, 13 jaar, 12 jaar, 11, hoe sal dit vir jou voel as jy dit so moet gaan aanteken? 10 jaar, 9 jaar, 8, want die Here het gesê, jy kry 15 jaar. Ek bedoel, wie van julle wil weet, jy het 15 jaar? Ek bedoel, is wonderlik aan die een kant, ek bedoel, ja, maar aan die ander kant, ja, ek het 15 jaar, en is al wat ek het. Kan jy jou indink? Die man, ek bedoel, wat 'n man het ooit op die aarde geleef, dat jy weet, jy het nog presies 15 jaar om te leef. Dan en das dit. My goodness me. Gebed is kragtig. Kyk net wat het gebeur. Met Elia, met Hizkia, met Joshua, en as hulle nie gebid het nie, die goed nie gebeur nie. Hier is die bewyse. Ons verstaan dit nie. Wat sou gebeur het as hulle nie gebid het nie? As hy seker dood gegaan het, sou hy. En die een ding van gebed, dit het ek al my lewe ervaar, is dit bring vrede. Want as jy hierdie worsteling in jou het, en jy het hierdie stryd in jou, en daar word gesukkel met jou, maar weet, daar's 'n vers wat altyd by my terugkom in Filippense 4, wat jy so goed ken in vers 6 en 7. Wees oor niks besorg nie, maar laat jou begeertes en alles deur gebed en smeking by God bekend word met danksegging, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar. Jou hart en jou sinne bewaar. Jy nie kop verloor nie. Die vrede wat sal kom. Dit los nie my probleem op nie, maar ek het vrede. Dit is bekend by die Here en hy sal dit sorre en uitsorteer. Verstaan? Ek verstaan nie hoe hy dit gaan doen en wat hy gaan doen, en dit is ook okay met my, en ek sien nie die syfers in die bankrekening miskien nou nie verander nie, maar die binnekant het iets verander. Ek het vrede. Ek het dit vir die Here gegee. Ek is nou nie meer besorg nie. Die Here sal sorre en hy sal vir my dit oplos. En natuurlik bring dit God se beskerming. Dat jy moet bid vir God se beskerming, soos wat Jesus in Johannes 17 vers 15 bid. Hy sê, Vader, ek bid nie dat U my disippels uit die wêreld wegvat nie, maar ek bid dat U hulle van die bose bewaar. Wat hy vir Petrus gesê? Ek sien die Satan en sy vizier op jou. En hy wil jou sif soos koring. Die duiwel het jou in die oog gekry. En hy wil jou met jou woer speel.
Hy wil jou sif soos koring. Maar Jesus sê, ek het vir jou gebid, Petrus. Petrus nie eens geweet nie. Jesus alleen daar op die berg, tree in vir sy disipel Petrus. Hy kon voel, hy kon sien, die duiwel het Petrus in die oog. En alhoewel Petrus by hom wandel, en elke dag met hom praat, weet hy die duiwel begin aan hom karring. Sê Petrus, ek het vir jou gebid. Ek het vir jou gebid. Dat jou geloof nie sal ophou nie. Wel, die eerste gemeente, hulle het 'n krisis gehad. Jakobus se kop is afgekap. Die broer van Johannes, sy kop het gewaai. En Petrus se kop gaan môre waai. En Petrus sit in die tronk. En hier is groot moeilikheid. En ons lees hier in Handelinge, hoofstuk 12. Omtrent daai tyd toe slaan koning Herodes sy hand aan sommige uit die gemeente. Hy gryp 'n klomp Christene, en hierdie jong Christene, om kwaad aan hulle te doen. Hy wil die Christenes doodmaak en straf. En Jakobus, hy het klaar bevel gekap sy kop af. So Jakobus, hy het nie lank gehou sy getuie vir die Here en sy kop het gewaai, sy kop is afgekap. En toe sien hy maar die Jode is heel gelukkig daarmee, en hy besluit, môre slaat ek Petrus se kop ook van sy lyf af. En hy laat Petrus in hegtenis neem. Was in die dae van die ongesuurde brode. So in ander woorde is hier by die Pasga by, soos wat ons vandag dit ken, naby Goeie Vrydag. Dis in hierdie week van die ongesuurde brode, die kruisigingsweek van die Here Jesus in daai tyd van die jaar. Dit was daai tyd, sê die Bybel hier. En hy het hom gegryp, hy sit hom in die gevangenis, en hy gee 4 wagte oor Petrus. 4 van hulle. 4 wagte, en elke wag het 4 soldate. So hy het 16 soldate opgesit, om seker te maak, Petrus kom uit hierdie tronk uit vandag, môre is hy dood. I will make sure he's dead tomorrow, sê koning Herodes vir homself. So hy sit 16 soldate op, om seker te maak, niks gaan met hierdie man gebeur tot môre nie. Met die bedoeling, sê vers 4, om hom na die Paasfees voor die volk te bring, dan gaan hy wil hê die volk moet hom veroordeel, en hy sal seker maak, dat hy sterf. Petrus dan in die gevangenis te bewaak. Maar die gemeente gaan 'n aanhoudende gebed op vir Petrus, en die gemeente hou aan met bid, dwars deur die nag. En toe Herodes hom wou voorbring, daardie nag, toe slaap Petrus tussen 2 soldate. Right? Een op sy linkerkant, een op sy regterkant. Met 2 kettinge geboei. Hy's vas. En die wagte, by die ander wag, staan voor die deur van die gevangenis. So binne sy sel, vasgemaak, met soldate by hom, en by die deur. Dan is daar nog 2 ander plekke ook. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hom in 'n ligskyn in die gevangenis. En hy slaan Petrus op die sy en hy maak hom wakker. Ou Petrus lê in slaap. Hy is besig om te slaap. Hy maak hom wakker. En hy sê, staan op Petrus. En Petrus dink hy droom. En soos wat hy begin om op te staan, toe val die kettinge net van hom af. Dis net van hom af. En die engel sê vir hom, omgord jou, trek jou aan. En jou skoene wat daar in die hoek is, trek dit aan. En hy sê, gord jou verder op, trek jou bootkleed ook aan. So hy trek alles aan, hy trek sy onderkleed aan, hy trek sy bootkleed aan, hy trek sy skoene aan, en hy sê vir hom, volg my. Nou loop Petrus al agter hom aan. En toe hulle uitgaan, hy het nie geweet, wat met hom plaasvind is 'n werklikheid. Die Bybel sê, hy het gemeen, hy sien 'n gesig. Hy verbeel hom,
Hy sien hierdie gesig, want hy weet mos wat wag vir hom. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygaan, hulle sien hulle nie. Is hulle met blindheid geslaan of slaap hulle? Toe hy by hulle verbygaan, kom hulle by die Uisterpoort wat na die stad lei. En natuurlik, die Uisterpoort is gesluit, want dit is nag. En toe gaan dit van self oop. Soos die engel aankom, gaan die uisterhek oop. Dis gegrendel en dan gaan dit oop. Van self. En toe hulle buitekant kom, vir nog een straat, stap hulle af en die volgende oomblik weg is die engel. En daar staan, en Petrus kom tot homself. Hy sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het om my te verlos uit die hand van Herodes en uit die verwagtinge van die volk. Want ek weet mos, as hy my voor hulle bring, hulle veroordeel my, dan is ek dood soos Jakobus, my vriend. En hy gaan na die huis. Toe dit vir hom duidelik word, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in gebed by mekaar was. So as 'n klomp mense wat besig was om te bid. So terwyl hulle bid, toe stap die engel daar in by die tronk en hy help Petrus om uit te kom. Wel, en hulle bid nog steeds in die nag. En Petrus klop aan die poort van die deur. En een van die diensmeisies Rode kom om te hoor wie daar was. En toe sy die stem van Petrus herken, van blydskap, sy maak net sy poort op, sy hardloop terug in die huis en sy skree, Petrus staan by die poort! Petrus staan by die poort, maar sy so geskok, sy maak nie die deur oop nie. Hulle sê vir hom, man, jy's van jou verstand af. Sy hou vol, sy sê, dis hy's by die deur. Hulle sê, man, dis sy engel. Dit moet sy engel wees, sy gees of sy engel, dit kan nie Petrus nie. Ons weet mos waar is Petrus, hy's tussen al die soldate. En Petrus hou aan met klop, en toe hulle oopmaak, toe is hulle verbaas. Ekskuus, hoekom het jy gebid? En nou is jy verbaas dat die Here antwoord. Waarmee was julle besig? Julle het nou gebid, hy moet uitkom. En nou is julle verbaas nou dat hy uit is. Dit is my altyd so ironies. Maar hy wink met die hand. Hy sê, sst, hy wink, natuurlik, daar gaan 'n gegil en 'n geskree op. Sst, hy maak hulle almal stil. Raak net stil. Hy wink met die hand en hy sê, sst, jy moet stil bly. Raak kalm. Bly net stil. Julle kan nie so aangaan nie, net nou hoor die mense wat gaan aan. En hy maak hulle almal stil. En hy vertel hulle hoe die Here hom uit die gevangenis uitgelei het. Almal is like, wat? Dit wat gebeur het? En hy vertel 'n hele storie. En hy sê vir hulle, luister, gaan vertel dit aan Jakobus, dit is nou Jesus se halfbroer, en die broeders, gaan vertel dit vir die ander. En hy het uitgegaan, onmiddellik daai selfde tyd, daai nag, en hy het na 'n ander plek toe vertrek. Hy het gevlug vir sy lewe, anders was hy dood. Hoe het alles nou weer begin? Wat het die Bybel gesê? Terwyl hy daar in die tronk sit, daar het hy gebed, die gemeente vir hom opgegaan. Ek het 'n vraag. Ek vra jou 'n vraag. As die gemeente nie ernstig vir Petrus gebid het, wat sou gebeur het? What would have happened? Probably be dead. As God dan nie ingegryp het nie. Die Here het hulle gebede verhoor. Ek sien dit hier in die eerste gemeente. En dit laat my net wonder vanaand. As Jesus dan tyd gemaak het om te bid, hy bid vir sy disippels in Johannes 17, hy bid vir die kindertjies, onthou julle in Matteus 19, hy het vir homself gebid in Openbaring 10 vers 1, hy het vir Simon Petrus gebid in Lukas 22, hy het selfs die Vader aanbid en gesê, ek loof u my Vader, hy het Vader aanbid voor die mense in Matteus 11, en hy het gebid in die tuin dat Vader se wil moet geskied. En Johannes 11 het hy Vader gedank in gebed. En toe sê Lazarus kom uit. En hy het eers Vader gedank en toe kom Lazarus uit toe hy bid. En selfs Jesus se laaste woorde aan die kruis was nie met mense nie. Hy het met sy Vader gepraat.
Dit was 'n gebed. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Nou, miskien moet 'n mens vra, is daar dan nou verskil in gebed as verhouding met God of gebed as geestelike werk? Want wanneer is gebed my verhouding met God en wanneer is gebed geestelike werk? Want ek bedoel, as ek oor gebed in die Bybel lees, dan lees ek van woorde soos hulle smeek, hulle het God gesmeek, of hulle het geworstel met die Here, hulle het gestry in die gebed, hulle het gewaak in die gebed, hulle het vurig gebid, hulle met sterk geroep tot God geroep, met trane geroep. Nou as vir my, al hierdie woorde impliseer inspanning, arbeid, stryd. So dit wil vir my lyk, in die geesteswêreld, deel van my arbeid vir die Here is om te bid. En ek wonder of jy dit besef. Deel van jou werk vir God is gebed. Nie om met mense te praat nie. Dis waarvan ek praat nie. Nie om te gaan en te gaan getuig nie. Nee, dis maar nie vir mense te leer nie. Ek praat nie van die dinge nie. Ek sê, dit blyk vir my dat deel van my geestelike werk, arbeid vir die Here, is gebed. Wanneer ek vir iemand bid wat God se woord verkondig. Ek bedoel, as ek jou vra, hoeveel keer het jy die afgelope 7 dae vir my gebid wat vandag moet preek? Nie vir my sê nie. Miskien gaan jy skaam wees. Dalk het jy elke dag gebid. Dalk het jy 1 keer hierdie week gebid. Miskien het jy glad nie vir my gebid nie. Ek weet nie. Nie vir my sê nie. Ek weet wie vir my bid, want hulle vertel my, sekere mense, wat my gebedsvernote is, wat vir my boodskappe stuur en vir my vra, waaroor moet ek nou hierdie week vir jou bid? Wat ek net sê, is ek verwag nie, jy moet dit doen nie. Ek vra net, besef jy dat deel van jou geestelike werk is om te bid? Gebed tot God is mos een saak. Want gebed is mos my verhouding met God. Maar sekerlik in my werk vir die Here, om in te tree en te bid en in die bres te tree en God aan te roep. Jy sien Jakobus sê, as iemand ly, laat hom bid. Nou hier is die ding. Die gawe van spraak, dat ek nou vanaand hier met jou staan en praat. Die gawe wat ek, want nie almal het dit nie, as mense wat stom is. Hulle kan nie praat nie. As baie, as duisende mense, as miljoene mense op die aarde, hulle kan nie praat nie. Dit is 'n groot en 'n wonderlike seën as jy kan praat. Want dan beteken dit, jy kan hardop God loof en jy kan bid. Dis in jou vermoë. Jy het 'n mond, jy het 'n tong, jy kan bid. Maar soos ek as kind van God deur my lewe gaan, en ek wil terugbring na Jakobus toe, ek het 'n wye draai geloop, sê hy, gaan jy soms deur moeilike omstandighede, wanneer jy ly, bid. Ek het lank pad gekom terug te kom, dat jy net bietjie verstaan oor gebed saam met my. En dit het niks te doen, as hy sê, wanneer jy ly, moet jy bid. Dit het niks te doen met ek het sonde gedoen, nou ly ek nie, of God tugtig my, ek ly. Dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat nie daarvan nie. Byvoorbeeld, wanneer ek die evangelie verkondig op 'n plek waar ek dit nie mag doen nie, en ek word vervolg daarvoor. Nou ly ek, nie omdat ek iets verkeerd gedoen het nie, maar omdat ek die Here se woord verkondig. Nou sê in vers 9 van Jakobus 5, hy sê, jy moenie murmureer nie. Hy sê vers 9, moenie teen mekaar sug nie. Moenie God blameer nie. As dinge nie na wense gaan by jou, moenie God blameer nie.
En moenie loop en kla en murmureer nie. Hy sê, as jy bid, as jy ly, bid. Hy sê nie jy moet gaan murmureer en jy moet kla nie. Hy sê, as jy ly, gaan bid dan. Hy sê, maar ons is nie almal op dieselfde plek altyd nie. Hier's mense wat hier sit wat miskien ly, jy gaan deur 'n situasie. Daar's ander, hulle is so happy, ek wil sê, ek kan met hulle swys. Hulle is opgewonde en life is good en die Here is goed en hulle is in oorwinning. Hulle is opgeruimd. Hy sê, sing dan vir die Here 'n lied. Hy sê, dis die teks sê, as jy opgeruimd is, sing en prys die Here. En as jy ly, dan moet jy bid. So volgens hom, van ons is in 'n situasie waar jy ly, van die ander, hulle is in 'n situasie van dit gaan goed met hulle, hulle kan die Here loof en prys. Nie almal van ons is altyd op dieselfde tyd op dieselfde plek nie. Party ly, ander is opgeruimd. Dis wat die teks sê. Is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Ek wil sluit nie met Jakobus nie, maar met ons vriend Job. Wie wat sê Job? In Job 35 vers 10. Hy sê, waar is God my maker? Waar is God, die een wat my gemaak het? Wat lofsange gee in die nag. God kan jou 'n lied gee in die nag. Selfs al loop dinge rof skeef met jou, kan jy nog steeds 'n lied sing vir die Here. Al werk dinge nie altyd uit soos wat jy wil hê, soos wat jy wil hê dit moet werk nie, het jy nog steeds 'n lied vir die Here. Want hy is God. Kom ons bid saam. Here, ek sien hier in die teks, Here, dat gebed en sang is deel van my geestelike lewe. Die twee loop saam. Hy sê, as ek ly, dan moet ek bid. As ek bly is, moet ek sing. Vader, as ek na die teks kyk, dan sien ek gebed en sang is deel van my as gelowige se geestelike lewe. O Here, ek wil U loof, soos ou Job selfs 'n lied sing in die nag. Selfs as dinge nie na wens is, het ek nog steeds kan sê, is nog steeds God. Here, dankie dat U vanaand op 'n wonderlike wyse in my hart kom nadruk het, dat U gee om, en ek kan kom met vrymoedigheid. En as ek ly, dan kan ek met U kom praat. En as ek opgewonde en bly is, dan kan ek 'n lied sing. Selfs in die nag. Selfs al loop dinge skeef, kan ek nog steeds vir U 'n lied sing. Want U is God en U is Here. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen.